hierso vir my en my vrou om te kan bedien hierso vanoggend. Ek wil begin met julle. My tema is in Christus. Nou daar gaan baie dinge verbonde met in Christus. Maar die Here het hierdie vir my so gegee om vir julle voor te gee. Kom ons, ek gaan vir julle lees in die volgende teksvers en as julle die Bybel het, kan julle saam met my lees. Ek gaan lees uit Johannes 14 vers 20. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Luister mooi wat sê dit, dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Ek wil julle so klein illustrasie, prentjie wys. My vrou gaan my 'n bietjie help met dit. So sê jy is die spons en jy sag en jy loop en jy kry al hierdie negativiteit wat in jou is. Almal sê jy is nie goed genoeg nie, jy kan nie dit doen nie, jy is nie waardig nie. Maar dan kom Jesus en jy ontmoet hom. En terwyl jy Jesus ontmoet, kom die Heilige Gees en die Heilige Gees gaan in jou. Maar dit stop nie daar nie. So die Heilige Gees stap dan 'n pad saam met jou, want die Heilige Gees lei jou, hy is jou leidsman, hy help jou. Hy wys jou wat's reg, hy wys jou wat's verkeerd. Maar dit stop ook nie daar nie. Jy's ook nou in Christus. En Jesus Christus het die opoffering gemaak om te sterwe vir jou en vir my, vir ons sondes. En dis groot daai. Is een van ons bereid om dit te doen. Dit is hoe groot God se liefde is vir ons. Maar dit stop ook nie daar nie. Jesus Christus is nou in God. So God is die Almagtige. Hy heers. So ons het 'n driedubbele beskerming wat ons het. Ons het Jesus, ons het die Heilige Gees en ons het God. So as die duiwel kom en hy wil vir jou sê, nou, jy is nie goed genoeg nie. Jy is nie waardig nie. Jy kan nie dit doen nie. Hou op om dit te doen. Dan sê jy vir hom, hey, wag Bella. Kom ek gee vir hierdie prentjie. Ek is driedubbele beskerm. Ek het Jesus by my, ek het die Heilige Gees by my en ek het God by my. Wie kan dan teen jou wees? So is dit baie versekeringe in die belofte as ons in Christus bly. Ek gaan vir jou 5 voordele gee wat jy het omdat jy in Christus is. 5 dinge waarvan jy verseker is. Jy's 'n nuwe mens, jy het 'n nuwe identiteit. Jy het vrede. Jy het hoop. Jy het krag. En jy het liefde. Kom ons kyk wat sê die eerste een is in Christus het jy nuwe lewe. Kom ons kyk in 2 Korintiërs 5 vers 7. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Maar kyk, alles het nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. So wat sê dit? Alles het nuut geword. Al die ou dinge het nuut geword.
As ons in Christus is, en ons verhouding is reg met hom, en versoen, kan niks dit van ons al wegvat nie. Versoen is 'n verhouding wat nuut gemaak word. Dit gee vir jou vrede, en jy kan jou vriendskap ook herstel, om reg te maak, sodat ons verhouding ook nuut kan wees, jou verhouding met God, maar ook ons verhouding met mekaar. In ons lewens voel dit soms of alles verander. Ons word oud, van ons vriende gaan huis toe, en dit voel of ons net hier agterbly. En jy voel alleen. Maar Christus verander iets in jou. Hy verander jou gees, diep binne in jou. Sien jy dinge anderste, want jy het Christus se liefde in jou. In hom word jy nuut, elke dag. Al gaan jy deur 'n stryd, is God altyd saam met jou. God se liefde is altyd saam met jou. En God gee 'n nuwe identiteit. Efesiërs 1:7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van oortredinge. Ons het 'n nuwe lewe, omdat ons vergewe is deur die bloed van Jesus. En wat ons ook moet onthou, as God vir ons kyk, is ons perfek. God sien nie fout met een van ons nie. As hy na jou kyk, hy kyk na Ruben, hy sê Ruben, jy's my seun, jy's perfek in my oë. Ek sien niks verkeerd wat jy doen nie. Maar as Christus in jou leef, moet jy ook soos hy word. Jy moet sy liefde hê. Ons waarde lê nie in wat ons kan doen nie, of in ander mense nie, maar aan wie ons behoort en wie God sê ons is. Wie ons is in Christus. Ons is 'n koningkind. Kyk maar na die koninklike familie. Kom ons kyk na Prins William. Hy is nie net 'n William nie. Hy's 'n prins. Jy Ruben, jy Corrie, julle en elkeen hier vandag, wat in Christus is deel van die koninklike familie. 'n Koningskind. Jy kan maar vir Satan sê, gaan maar weg, want ek behoort aan Jesus. Ek is 'n koningskind. Halleluja. Al selfs kan jy nie meer alles doen nie, al is jy oud, of jy is jong, en jy wil dit so graag doen, en jy kan nie. Bly jy nog steeds kosbaar in God se oë, want jy is 'n koningskind. Jou getuienis is deel van God se genade. Jy is wie God sê jy is. Jy is beskerm, jy is nuut in Christus, en jy is meer as 'n oorwinnaar. God se woord sê dit in Romeine 8:37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Ons is nie net oorwinnaars nie, maar ons is meer as oorwinnaars. Johannes 14:27. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Ek gee nie soos die wêreld gee nie. Die wêreld se vrede kom en gaan. Maar Christus se vrede bly vir altyd. Hy sê, moenie vrees nie. In Jesaja
41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met jou reddende regterhand. In die Woordeboek sê dat vrede 'n toestand is wanneer niemand met mekaar beklei nie. Dis 'n toestand van rus en kalmte. Met Christus het jy 'n toestand van rus en kalmte in jou. Hoor wat sê die woord as jy in Christus is. Numeri 6 vers 24 tot 27. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig vir jou verhef en jou aan vrede gee. As iemand iets vir jou gegee het, moet jy dit eers vat voordat dit joune is. So vat jou vrede. Jesaja 26 vers 3. Ek lees dit uit die Nuwe Lewende Vertaling. U bewaar elkeen wat op u vertrou in vrede. Die mense wie se gedagtes op u gerig is. Is dit nie wonderlik om te weet in hierdie de mekaar wêreld waarin ons is? En daar's baie hartseer. Weet ons is daarom in God se vrede. Amen. En dit word ook in Filippense 4 vers 7 gesê. En vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. So in Christus is hy verseker dat jy 'n nuwe mens is, jy's 'n nuwe kind van God. Jy is 'n koningskind. In Christus het ons vrede. En niemand kan dit van ons wegvat nie. God se vrede rig jou gedagtes op God en jy sal 'n volmaakte vrede hê as jy dit glo. Wanneer jy onrustig raak, fluister net sy naam, Jesus. Daar is vrede in sy teenwoordigheid. Hou jou oë net op hom. Wanneer die nag lank is, of jou hart swaar voel, onthou, jy is nie alleen nie. Christus woon in jou. Sy vrede is die anker van jou siel. Psalm 18 vers 29. U Here, laat my lamp helder skyn. My God gee lig as dit donker is om my. Punt nommer 3. As ons in Christus is, het ons hoop. Johannes 11:25. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterf. Yes. Omdat ons in Christus is ons verseker, ons het die ewige lewe. Romeine 8 vers 18. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie opgeweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Soms voel dit maar net of ons net die tydelik is, niks gaan reg nie, maar ons is verseker, by God het ons die ewige lewe. 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18. Ons is uiteindelik mens vergaan wel, maar die innerlike mens word dag vir dag vernuwe. Elke rimpel, elke grys haar herinner ons dat ons liggaam is besig om uit te word. Maar die gees word nuut. Ons hoop lê nie in tyd nie.
maar in die ewigheid. Die hoop lê dat ons nie alleen is nie. Ons is in Christus. En God het vir ons 'n hoopvolle toekoms gemaak. Maak nie saak waar ons in ons lewe is nie. Of jy nou in die begin is, en of jy in die middel van jou lewe is, en as jy dink, dalk is jy nou op die einde van jou lewe, kan jy verseker wees dat God vir jou hoop gee. Die woord sê in Jeremia 29 vers 11, ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teenspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Ek wil graag hierdie storie vir julle vertel van die ou klavier. 'n Bejaarde dame het hierdie klavier gehad en sy was so lief vir hierdie klavier. Maar hy begin uit toon uit te raak. Sy het gedink dit is tyd om hom weg te gee, want hy staan net daar. 'n Vriend sê toe vir haar, laat die meester dit eers stem. Die klavier het later weer soos net geklink. Dieselfde hout, maar met 'n nuwe lied. So is dit met ons lewens in Christus. Hy verander nie altyd ons omstandighede nie, maar hy stem ons harte. Sodat ons lewens 'n nuwe lied van hoop en vrede kan speel. Wil jy by God stil staan dat hy vandag jou hart weer stem in hom, in Christus? So doen Christus met ons lewens. Selfs al voel ons uit toon uit, bring hy weer vrede vir ons. 'n Nuwe liedere van vrede en hoop. In Christus het ons sy krag vir elke dag. Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Jy voel dalk jy kan nie meer nie. Ek gaan dit nie reg kry nie. Maar God sê vertrou op my, jy is in staat om alles te doen. Net sy krag kan jy dit doen. Jesaja 40:31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vlerke soos arende. Raak stil en wag op die Here se stem. En jy sal verbaas wees wat se krag die Here jou kan gee. Amen. Daar is daar wat jou liggaam moeg voel. Maar die Here gee jou krag binne in jou. Amen. Nie net om te oorleef nie, maar ook om te getuig dat sy goedheid van sy goedheid. Laat ons elkeen wat elke dag so moeg word onthou, jy is steeds in Christus en niks kan jy uit sy hand ruk nie. Bly in hom, in sy vrede en hoop en krag. Om asem te haal en om te lewe is 'n geskenk van God. Elke dag is 'n kans om sy lig te laat skyn. Nou is dit soms lag om ons. Laastens, maar nie die minste nie. As ons in Christus is, het ons liefde. Amen. Ons kan verseker wees dat ons nie geskei kan word van sy liefde nie. Wat sê die Bybel in die volgende paar verse? 1 Romeine 8 vers 38 tot 39. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is.
Johannes 10:28 tot 29. Ek gee vir julle die ewige lewe. En julle sal nooit verlore gaan nie. Niemand sal julle uit my hand uitruk nie. Ons weet verseker dat ons is nooit alleen nie. Romeine 5:5, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. So oor en oor vertel die woord van God se liefde vir ons. Ons is nie net verseker van sy liefde nie, maar ook dat sy liefde in ons is. Liefde is baie belangrik volgens die woord. 1 Korintiërs 13:1. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal en 'n galmende simbool geword. Sonder liefde klink jy dood. Die Here vergeet jou nie. Jou naam is in sy palms gegraveer. Ons lees dit in Jesaja 49:16. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. So dink mooi daaraan. Jou naam is op God se palm gegraveer. So as jy elke dag na jou hande kyk en jy kyk na jou palms, dan dink jy, kan jy sien, ja, my naam is op God se palms gegraveer. Ek is 'n kind van God. So ons is verseker as ons in Christus is, dat die verlede word vergewe. Daar is vergifnis. Jy het 'n nuwe lewe, jy het 'n nuwe identiteit. En jy is herstel. Yes. Nou dat elke dag gevul is met vrede, vrede is vandag en elke dag tot in ewigheid. Dat die toekoms is hoopvol. Vol hoop vir ewigheid. In Christus het ons sy krag. In Christus het ons sy liefde. Ek sluit af met die volgende. Wie ons is, word nie bepaal deur ouderdom of gesondheid of prestasie nie. Maar ons identiteit is aan wie ons behoort. Wanneer jy sê, ek is in Christus, dan sê jy eintlik, ek behoort aan hom en hy leef in my. Jy is in Christus, gaan jy daar bly? Of wil jy uit dit uitbeweeg? Dis jou keuse. Laat jou lewe getuienis bly van sy genade, van wie jy in Christus is. Of jy nou 18 of 88 is. Jou waarde is in Christus. As jy net vandag weer seker wil wees dat jy in Christus is, raak nou stil en sê net weer in 'n gebed dat jy weet wie jy is in Christus. Sê dat jy nie gaan toelaat dat die duiwel kom en jou klomp leuens vertel nie. Oor wie jy is en wat jy is nie. Dank net weer God dat jy en ek, elkeen van ons, 'n identiteit in Christus het. En ons is verseël met daai 3 dubbele band van binne na buite deur die Gees, die Seun en die God, die Vader. Kom ons sluit die oë. Dankie Hemelse Vader, Here. Dankie Here vir die woord, Here, wat uitgegaan het, Here. Here, ons sê dankie Here vir die voorreg, Here, wat ons het, Here, om net U te kan aanbid, Here. Here, net om by U te wees. Here, dankie Here vir die identiteit, Here, wat U vir ons gegee het, Here. Here, dankie Here vir die liefde, Here, wat U vir ons gee, Vader. En die vrede, Here, wat U in ons harte sit, Vader. Here, ek bid en vra, Here, gaan saam met ons vandag, Here. Gaan saam met elke persoon wat hier is, Here, en wat hier nie kon wees nie, Here. Here, ek bid en vra, Here, dat U hand op hulle sal wees, Here.
Here, dat Here net sal behoed en bewaar, Here. Here, ons bid, Here, en ons vra dit alles, Here, in Jesus se naam. Amen.